Goeiemôre gemeente. Ek hoop en ek vertrou dat dit goed gaan met u elkeen. Baie welkom vanoggend in die erediens en spesiaal welkom aan ons doopouers en aan Luan en Lunay in besonder. Ons tema vanoggend is verheug. En ek hoop u voel vanoggend verheug in u harte om hier in die huis van die Here te wees. Ek hoop die teenwoordigheid van die Here verheug u ook vanoggend in u hart. Kom ons sing staande ons toetrede lied. Halleluja 2:1. Psalm 100 vers 5 staan, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Mag u die seën ontvang van God wat ons in liefde geskep het.
Jesus Christus wat in liefde sy lewe vir ons afgelê het, en die Heilige Gees wat ons omvou in sy liefde. Mag ons drie-enige God, U seën, met sy teenwoordige en betrokke liefde. Amen. Kom ons juig nou saam Psalm 100 vir die Here. Wat 'n wonderlike voorreg om in ons lofgesange ook eer aan die Here te bring, alleen aan hom. Geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg om te erken en te bely. Die Here sorg vir ons, die Here voorsien aan ons. En daar is geen einde aan sy liefde vir ons nie. Kom ons sit net so en dan buig ons hoofde saam in gebed. Ons almagtige hemelse Vader, wat is die mens dat U aan ons dink? Die mens se kind dat U na ons omsien, aan ons voorsien. Here, ons verdien niks nie. Ons kan nooit U genade verdien nie. Ons kan nooit U goedheid of guns verdien. En daarom kom ons in U huis by mekaar en ons sê dankie. Ons loof en ons prys U naam. En ons sit met dankbaarheid vir U genade en vir U liefde aan ons elkeen. As sondige mense kom ons voor U en ons kom in afhanklikheid en vra, open U woord aan ons elkeen. Laat hierdie woorde uit U woord, Here, op goeie grond val soos goeie saad. Laat dit wortel skiet en laat dit groei tot U eer. En laat ons vrug dra, Here, deur die werking van U Heilige Gees in ons lewe, sodat ander U deur ons kan sien. Ons wil meer en meer soos Jesus wees. En daarom bid ons ook dat U wil in ons elkeen se lewe sal geskied. Ons bid, Here, dat U ryk mag kom soos in die hemel, so ook hier op die aarde. En ons vra, Here, verlos ons van die bose. Dankie, Here, dat U getrou is en dat U goed is. Ons bid dit in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, vandag se tema is verheug. Nou verheug is 'n term om te sê ons is bly, ons is gelukkig, ons is tevrede. Dit is 'n gevoel wat beskryf word
deur opgewondenheid ook. Verheug, om verheug te wees. Wanneer laas het u opregte vreugde beleef? Ek hoop nie jy dink nou te lank aan 'n antwoord nie, ek hoop dit was onlangs gewees. Of wanneer laas was u opreg bly of opgewonde gewees? Dalk het u al verheug gevoel oor 'n kind of 'n kleinkind se geboorte. 'n eerste tree wat 'n baba gee. Dalk oor 'n sportdag of 'n prestasie. 'n matriekafskryf, 'n gradeplegtigheid, 'n troudag. Want daar is net oomblikke in ons as mense se lewe wat ons nooit sal vergeet. Oomblikke waarin ons verheug gevoel het. Oomblikke waarin ons liefde gevoel het, trots beleef het, verheug was. En ons kan vandag, geliefdes, dalk ook terugdink na iemand anders wat se vreugde ons kon sien. Dalk die huweliksmaat, dalk die kind of die kleinkind, daardie opregte vreugde wat net uit hulle uitstraal. Daardie gevoel, hulle is verheug in hierdie oomblik. En so kan ons ook vanoggend opnuut ons verheug oor die genade van die Here en dat hy besluit het om ons in sy verbond in te sluit. Ons kan ons opnuut verheug oor die doop van 2 kinders vanoggend. Maar ook so in ons elkeen se eie hart kan ons verheug raak vanoggend opnuut weer oor ons eie doop. Dat ons ingesluit is in die verbond van genade danksy ons Here. Ons gaan vanoggend saam lees hoe ons hemelse Vader met Jesus Christus se doop verheug is. Kom ons lees Markus 1 verse 9 tot 11. Jesus word gedoop. Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea afgekom en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeer en die Gees soos 'n duif na hom toe sien neerdal. Daar was ook 'n stem uit die hemel. Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. So geliefdes, ons lees hierdie gedeelte in Markus en dan wonder ons maar, waarom moes Jesus gedoop word? Jesus het nie nodig gehad om gedoop te word nie. Jesus het nie sonde gehad nie. Maar tog word Jesus gedoop deur 'n gewone mens, Johannes. So Calvin skryf in een van sy kommentare dat Christus self nie die reiniging van die doop self nodig gehad het nie, maar dat Christus doelbewus gekies het om homself te laat doop. Nie vir homself nie, maar vir ons. Geliefdes, so dit beteken vir ons die volgende. Jesus het nie eers ons plek ingeneem met sy kruisiging nie.
Jesus het nie net eers ons plek ingeneem, toe hy sy kruis moes opneem en moes sterf aan die kruis vir ons sonde nie. Jesus het reeds ons plek ingeneem, toe hy as 'n nederige baba gebore is. Reeds ons plek ingeneem, toe hy gedoop is. Jesus het nie nodig gehad om as 'n nederige klein baba in hierdie wêreld in te kom nie. Maar tog het God dit so beskik. Jesus het nie nodig gehad om gedoop te word nie. Hy het geen sonde gedra nie. En nogtans is hy gedoop, om ons plek ook in te neem. Jesus het nie nodig gehad om te sterf aan die kruis nie. Maar tog het hy in gehoorsaamheid ons sonde gedra aan die kruis en vir ons gesterf aan daardie kruis. Hy het ons plek ingeneem. Om die eise van God se verbond na te kom, moes Jesus gedoop word ook as teken dat hy die bevestigende Messias is. Dat hy die een is wat in nederigheid en in diensbaarheid sy lewe gee, sodat ons kan glo, sodat ons gered kan word. En wanneer ons kyk na Jesus se doop, dan lees ons in Markus 1 vanaf vers 12, wat net na die doop gebeur het, is dat Jesus in die woestyn ingedryf is, en dat die duiwel hom daar versoek het. Dit is wat direk na die doop gebeur het. God se welbehae hier, dit wat God hier sê oor sy seun, oor jou verheug ek my, beteken nie 'n lewe sonder beproewing nie. Maar deur die seun, waaroor sy hemelse Vader hom verheug, gaan deur versoeking, stap die pad van lyding, en hy dra uiteindelik ook die kruis. En dan sterf hy vir die sonde van die wêreld. Geliefdes, en ook vir ons wat vandag hier sit. Ons is nie gedoop sodat ons net hierdie maklike, eenvoudige lewenspad kan hê nie. Ons doop nie kinders as 'n tipe towerstafie dat geen onheil ons ooit sal tref nie. Dat geen bose ons ooit sal versoek nie. Dit word nooit so in die Bybel beloof nie. Maar geliefdes, as u vanoggend ook hier sit en somtyds al gewonder het, waarom gebeur swaar kry met mense wat aan die Here behoort? Hoekom gaan gelowiges deur pyn en lyding en seer? Ons het nie 'n antwoord nie. Maar die Nuwe Testament kom leer ons dat ons as God se kinders deur die dal van doodskare, deur die donker dieptes in ons lewe, juis beleef dat God ons nooit verlaat nie. Ons leer in die Bybel dat hierdie tye ons geloof toets, ons geloof louter en suiwer. Dat dit ons geestelik vorm. Die doop is nie 'n towerstaf om te sê ons gaan nooit versoeking beleef nie.
Maar die doop is 'n insluiting in die genadeverbond van ons Here Jesus Christus. Om te sê dat selfs al gaan ek deur die donkerste en die moeilikste tye in my lewe, gaan ek nie alleen daardeur nie. Die Here sal my nooit verlaat nie en die Here sal my nooit in die steek laat nie. Handelinge 14 vers 22 beskryf: ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom. Die Bybel is reguit hieroor. Daar gaan versoekings wees, daar gaan verdrukking wees. 1 Petrus 4 vers 12 en 13 beskryf: geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van die vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Ons lees hier in Markus, toe Jesus gedoop is, hoe God hom verheug oor sy seun. En daarna gaan Jesus in die woestyn en word hy versoek. En stap hy 'n moeilike pad tot by die kruis. Geliefdes, ons as mense beleef dat ons somtyds seer kry, somtyds swaar kry in hierdie wêreld. Ons beleef dat ons lewenspad ook nie altyd maklik is nie. Ons ervaar leemtes van mense wat ons langs die pad verloor. Ons ervaar hartseer, ons ervaar dinge wat ons somtyds nie vir ander mense kan beskryf. Maar nogtans, ongeag van omstandighede, sal Jesus ook by ons wees. Soos wat ons hemelse Vader deur sy lydenspad ook by hom was. Ons is nie alleen op ons lewenspad nie. En daarom saam met Psalm 51 vers 14 kan ons sê: laat ons weer blydskap ervaar, want ons is verlos. En daarom kan ons die Here ook met nuwe toewyding dien. Want sy liefde dra ons en omvou ons in alle omstandighede. Geliefdes, wanneer ons hierdie gedeelte lees oor Jesus se doop, dan sien ons daar gebeur 3 dinge. 3 dinge. Eerstens, die hemel het oopgeskeur, die Gees het soos 'n duif neergekom op Jesus. En dan derdens het God uit die hemel gesê: hierdie is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Of soos die 53 vertaling sê: my geliefde seun in wie ek 'n welbehae. So eerstens skeer die hemel oop. En is eintlik besonder dat Markus spesifiek hierdie woord in Grieks gebruik wat sê oop skeer. Daar's 'n skeer tussen die hemel en die aarde. En Martin Luther sou later skryf oor hierdie gedeelte en hy het gesê dat vanaf hierdie dag is die hemel oopgeskeur. Het ons toegang tot ons hemelse Vader. Dis interessant dat Markus hierdie Griekse woord ook later gebruik in Markus 15 vers 38, waar die voorhangsel van die tempel van bo na onder skeur. Dieselfde woord van die hemel het oopgeskeur word gebruik om te sê die voorhangsel het geskeur. Want God het besluit om daardie skeiding tussen hom en die sondige mense wat ons is, weg te neem.
God skeur die voorhangsel, God skeur die hemel oop. En ons kan in 'n verhouding met ons hemelse Vader leef, danksy Jesus Christus. Tweedens het die Heilige Gees neergedaal op 'n duif soos Jesus. Nou in die Ou Testament is mense met olie gesalf, geliefdes. Hulle is met olie gesalf as hulle vir 'n spesiale taak afgesonders is, as priesters en profete en konings. En hier kom Jesus Christus. En hy word nie gesalf met olie hier nie. Hy word gesalf met die Heilige Gees. Want hy is die gesalfde. Nie met olie nie, maar met die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat hom toerus in sy dienswerk wat voorlê. Wat hom toerus in die lyding en die seerkry wat hy ook gaan beleef. Die Heilige Gees word as trooster en beskermer gegee. En dan derdens sien ons die Vader se vreugde. Waar ons hemelse Vader sê, hy is verheug oor sy seun. En interessant dat hierdie woorde 'n samestelling is van Psalm 2 vers 7 en ook Jesaja 42 vers 1. Want hierdie woorde het te doen met iemand wat koningskap ervaar en ook die verantwoordelikheid van die koningskap gaan neem. En dis wat Jesus gedoen het. Maar nie as 'n aardse koning soos ons sou indink nie. Maar aansluitend by Jesaja 42 vers 1. 'n koning wat 'n dienende, nederige knegt is. Die koning van ons harte. Wat vir ons lyding moes verduur. Wat ons sondeskuld op hom moes neem. So wanneer God uit die hemel uit sê dat hierdie sy seun is, dat hierdie sy geliefde seun is oor wie hy hom verheug, dan verheug God hom oor hierdie diensknegt, wat al die Ou Testamentiese beloftes kom vervul. Wat as diensknegt sy lewe verander gee. Ons hemelse Vader sê hier die woorde en ek kan net indink dat Jesus in daardie oomblik baie spesiaal moes voel. Dat sy Vader verheug is oor hom. Dat sy Vader vir hom sal sorg. Ongeag van die pad wat hy vorentoe moet loop, die dood wat hy sal sterf. Geliefdes, Jesus word nie eers by die doop ons hemelse Vader se seun genoem nie. Hy is van ewigheid af God se seun. In Johannes 17 vers 24, spesifiek in die 53 vertaling, bid Jesus dit self so mooi en hy sê, U het my lief gehad voor die grondlegging van die wêreld. Nog voordat daar sterre was, nog voordat die waters van die land geskei was, nog voordat Adam geskape was, nog voordat die sondeval plaasgevind het, was daar reeds 'n volmaakte liefde binne die drie-enige God. Het die drie-eenheid reeds bestaan. Het God reeds geweet, sy geliefde seun gaan die sonde van alle mense oor alle tye moet dra. En nou hoor ons hierdie liefde.
Oor jou verheug ek my. Die Griekse woord dui op 'n welbehae, 'n diepe vreugde, 'n volkome tevredenheid. En so is daar baie gedeeltes ook in die Nuwe Testament oor verheug, om verheug te wees, om blydskap te ervaar, om te jubel en te juig, om bly te wees. Dit is hoe ons hemelse Vader na Jesus Christus kyk. Dit is so besonder dat as ons as mense hierdie lees, dat God hom oor sy seun verheug en hom 'n welbehae het, dat ons dit eintlik nie kan indink nie. Ons kan dit nie begryp of verstaan nie. Maar die stukkie van hierdie verheug wat ons verstaan, laat ons met 'n ander perspektief na Jesus se lewe kyk. Laat ons besef die wonderlike band tussen ons hemelse Vader en Jesus Christus en die Heilige Gees. En ons kan verstom slaan oor hierdie verheug. Geliefdes, ons lees ook dat God hom oor sy volk verheug. Ek lees vir u Sefanja 3 vers 17. Die Here jou God is by jou. Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Geliefdes, die 2020 vertaling sê dit ook so mooi. Die Here is in jou midde, 'n held wat jou verlos. Hy verheug hom met blydskap oor jou. Hy maak jou stil met sy liefde. Hy sal oor jou juig met jubelkrete. Wanneer ons Sefanja lees, geliefdes, dan is dit 'n boek vol van sondige mense. Israel was afvallig en ongehoorsaam en hardkoppig, maar God beloof tog aan hulle herstel. Hy voorsien redding aan hulle, selfs wanneer hulle dit nie verdien nie. En uit sy genade alleen verheug hy hom oor sy volk. Dis 'n borrelende blydskap wat hier beskryf word in Sefanja. Ons lees dat ons lofliedere aan God moet bring, dat ons voor God moet jubel. Maar hier ontdek ons 'n nuwe waarheid, dat God ook oor sy geliefde seun, oor sy volk jubel. En ook oor ons. Kan God hom oor ons verheug? Wanneer ons Paulus se woorde in Efesiërs 1 vers 6 lees, dan staan daar: Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk. Wie is die geliefde? Die geliefde is Jesus Christus self. Die geliefde is die een wat by sy doop gehoor het: Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. En slegs as ons aan Christus behoort, is hy deel van ons lewe en is ons ook ingesluit as sy geliefdes. God sien ons in Jesus Christus
En daarom is hy verheug oor ons sy kinders. Geliefdes, maar wat van ons sonde? Want God ken ons sonde en hy sien ons sonde raak. En ons sonde het sy geliefde seun oor wie hy verheug is, sy lewe gekos. Gehoorsaamheid, lyding, pyn en die kruisdood is ervaar en deurgegaan vir ons sonde. Maar deur Christus alleen word ons vergewe, word ons nuut gemaak, word ons herstel. Word ons ingeneem as God se verloste kinders. Deur Christus se offer alleen jubel en juig God oor ons. Romeine 5 vers 11 sê, maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons versoening ontvang het. Geliefdes, God die Vader verheug hom oor ons, nie omdat ons so oulik is nie. Nie omdat ons sonder foute en sonder sonde is nie. Nie omdat ons 'n oulike CV kan opstel en sê, ag Here, kyk my goeie punte, ek is so vlekkeloos. Ek het vandag nie een fout gemaak. Ons kan dit nie sê nie. En daarom moes Christus, die geliefde, ons plek inneem, deur gebore te word, gedoop te word en te sterf aan die kruis, sodat ons in Christus kan deel hê aan God se genadeverbond en sodat God hom ook oor ons kan verheug. Maar dit is nie moontlik sonder Christus se offer en as ons nie in Christus is nie. Dit is nie moontlik sonder die bloed van die seun waaroor God hom verheug nie. Geliefdes, wanneer God na ons kyk, dan kyk God na ons nie direk nie. Want Jesus tree in. En God die Vader kyk na ons deur sy seun. Deur die bloed van sy geliefde seun. God kyk na ons en hy sien die bloed van Christus wat ons bedek. Dis nie die water van die doop wat die sonde afwas nie. Dis nie die water van die doop wat red nie. Die water van die doop bevestig net dat God die doop as 'n seël gee, dat ons sy kinders is, dat ons deel is van die nuwe verbond en dat hy verheug is oor ons. Wanneer ons gedoop word, dan beteken dit God het 'n welbehae in ons. God het 'n blydskap oor ons. God is verheug oor ons. En daarom kan ons as gelowiges altyd terugkeer na die seël wat ons ook ontvang het as gedooptes.
Wanneer versoeking en beproewinge oor ons pad kom, wanneer ons deur moeilikheid gaan, dan moet ons onsself herinner aan ons doop. Dan moet ons onsself herinner dat ons ingesluit is in God se genadeverbond, dat ons moet onthou ons name is op God se handpalms gegraveer. Dan moet ons onthou ons behoort nie aan onsself nie, ons behoort aan God. In en deur Jesus Christus. Geliefdes, God verheug hom wanneer sondaars terugkeer na hom toe. Wanneer ons lewenspaaie stap van bekering. God verheug hom wanneer ons gehoorsaam is. God verheug hom oor sy verbond. God verheug hom wanneer geregtigheid in ons lewens geskied. Wanneer waarheid en heiligheid en geregtigheid in ons lewe is. God verheug hom oor sy skepping, oor alles wat hy geskep het, ook die mens. Al is ons gebroken, al is ons vol sonde. God verheug hom in die genade wat hy ook aan ons bewys. Geliefdes, en daarom kan ons nie anders as wanneer ons hoor hoe God verheug is oor Jesus Christus, sy volk en oor ons nie, kan ons nie anders as om onsself te verheug in die Here nie. As om in dankbaarheid te sê, Here, dankie. Kan ons nie anders as om ons te verheug dat ons deel is van God se verbond, sy ewige verbond nie. God se vreugde is volmaak. Mag ons, geliefdes, ook so leef, dat ons hemelse Vader ook 'n welbehae in ons lewe het. Mag ons lewe getuig van die wete, God is ook verheug oor my, deur Jesus Christus alleen. Mag ons daarom lewe tot eer en verheerliking van God alleen. Mag ons lewe as verheugde kinders van die Here. Geliefdes, dis dan 'n voorreg vanoggend om weer opnuut die doopformulier te hoor. Wanneer ons kyk na die doop, dan doop ons in die naam van ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons glo dat ons en ons kinders as sondaars in hierdie wêreld ingekom het en slegs in die koninkryk van God kan inkom as ons opnuut gebore word. Ons bevestig ook deur die doop dat God ons by sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons laat deel aan al die voorregte van die verbond. Ons bevestig dat ons en ons kinders verbind word aan Christus wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Ons bevestig dat ons ou, sondige lewe saam met hom aan die kruis laat sterf en saam met hom laat begrawe. Soos Romeine 6 vers 11 sê, dat ons ook dan weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God sal lewe. Ons bevestig dat die doop
'n seël van die inleiding van die kerk van Jesus Christus is, wat ons ook verplig om as lewende lidmate te lewe. Ons bely dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, hom moet vertrou en hom moet dien. Ons bevestig en bely dat die Here deur hierdie sakrament ons ook verseker dat sy Heilige Gees in ons wil woon en ons lewens daagliks so wil regeer, dat ons al hoe meer, al hoe langer ook sy beeld sal vertoon. Het is dan 'n voorreg om vir Lukas en Corneille na vore te nooi vir die aflê van die doopbeloftes. Geliefdes in die Here Jesus Christus, u het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en aan ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat u die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of vanuit 'n bygeloof nie, moet u opreg die volgende vrae antwoord en bely. Ten eerste, bely u dat hoewel ons en ons kinders as sondaars in die wêreld ingekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely u dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. Ten derde, beloof u om hierdie kinders, van wie u die vader en die moeder is, in die beste van u vermoë, te leer, te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Geliefdes, ons wil dan graag vra dat Luan en Lunay na vore sal kom vir die doop. Luan, Lunay, dit is 'n wonderlike voorreg om julle vanoggend te doop. Kom staan bietjie nader. Luan, ons doop jou in die naam van God die Vader, in die naam van Jesus Christus, en in die naam van die Heilige Gees. Mag die drie-enige God met jou wees. Mag hy jou seën. Wees sterk en wees vasberade, want die Here is by jou. Lunay, ons doop jou in die naam van God die Vader, in die naam van Jesus Christus, en in die naam van die Heilige Gees. Mag die drie-enige God jou seën. Jy is wonderbaarlik geskep. Jy is spesiaal vir die Here. En mag hy jou seën om daardie uniekheid ook uit te leef in sy genade. Amen. Geliefdes, ek wil graag vra dat ons ouderling vir hulle ook elkeen hulle eie doopbybel vanoggend sal oorhandig. Gemeente, kom ons sing vir hierdie gesin, ook nou staande die seënbede toe.
Liefdes, ons gaan nou afsluit deur die seëngroete ontvang en dan ook die wegsendingslied saam te sing. Kom ons staan. God is verheug oor u elkeen deur sy geliefde seun. Ontvang daarom die seën uit Romeine 15 vers 13. Mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen.